Psalm 80. En hierdie sluit dan nou aan vir die van julle wat besoek. Ons het gewoonlik 'n skriflesing wat pas by die preek later, by die preekteks. En hierdie gedeelte, Psalm 80, sluit nou baie mooi aan, jy gaan sien, by die gedeelte oor die wingerd, oor Jesus wat die ware wingerd is. Ek lees uit die 2020 vertaling, so as jy beplan om weer te besoek, jy kan natuurlik in jou eie vertaling volg, maar is dalk net makliker in 'n vertaling wat dieselfde is. Psalm 80 vir die musiekleier op Narsing se getuienis van Asaf, 'n psalm. Herder van Israel, luister tog. U wat Josef soos klein vee lei, u wat oor die Gerubs troon, laat skyn tog u lig voor Efraim, Benjamin en Manasse. Laat u mag ontwaak en kom tot ons redding. O God, herstel ons. Laat skyn die lig van u aangesig sodat ons verlos kan word. Here God, heerser oor alle magte, hoe lank gaan u woede nog smeel teen die gebed van u volk? U het hulle brood van trane laat eet. U het hulle trane in oormaat laat drink. U het ons 'n bron van stryd gemaak vir ons bure, ons vyande dryf met ons die spot. O God, heerser oor alle magte, herstel ons. Laat skyn die lig van u aangesig sodat ons verlos kan word. U het in Egipte 'n wingerdstok uitgetrek. U het nasies verdryf en hom geplant. U het voor hom skoon gemaak, hy het wortel geskiet en die land volgerank. Berge is deur sy skadu oordek, die magtige seders deur sy takke. Hy het sy ranke uitgestoot tot by die see en sy lote tot by die rivier. Waarom het u sy tuinmuur afgebreek, sodat almal wat daar verbygaan sy vrugte pluk? Wilde varke uit die bos vreet hom kaal, bosvarke uit die veld vreet hom op. O God, heerser oor alle magte, kom tog terug. Kyk uit die hemel en sien dit raak. Versorg hierdie wingerdstok, die steggie wat u regterhand geplant het, die spruit wat u vir u self groot gemaak het. Hy is met vuur verbrand, afgekap. Laat hulle vergaan weens die bedreiging van u teenwoordigheid. Hou tog u hand oor die man aan u regterkant, oor die mens se kind of oor die seun van die mens, wat u vir u self groot gemaak het. Ons sal nie van u wyk nie. Maak ons lewend. Net u naam sal ons aanroep. Here, God, heerser oor alle magte, herstel ons. Laat skyn die lig van u aangesig, sodat ons verlos kan word. Johannes hoofstuk 15, en die tema wat ek gekies het, is die sleutel tot 'n vrugtevolle nuwe jaar. En dan DV, as die Here wil, sal ek dan volgende week die tweede gedeeltjie preek. Vanoggend vers 1 tot 8, volgende week vers 9 tot 16. En dan die week daarop, dan reken ek ons skop af met ons preekreeks vir die nuwe jaar. Kom ons gaan na die Here in gebed. Ons Hemelse Vader, ons kom buig ons nou voor u neer in afhanklikheid, want ons het u nodig. In hierdie gedeelte sê u, Here Jesus, sonder my kan julle niks doen nie. En so ons kan nie die woord verstaan nie, ons het nie die geestelike insig om hierdie dinge te begryp sonder u nie. Ons het nie die genade en die krag om vol te hou vir 'n hele jaar, om vrugtevol te lewe nie. Ons kan nie uit onsself vrug dra nie. So ons kyk na u vir al hierdie dinge en bid dat u nou met ons praat en dat hierdie woorde ons harte sal binnendring en dat u ons heilig in die waarheid, u woord is die waarheid. Amen. Nou, sê nou maar, ek vertel vir 'n honger man van 'n heerlike ete. Kom ons sê dis nou Kerstyd en ek vertel hom van gammon wat geglaze is met heuning of met cranberry sous geverf is en dan gebak is en met kersies en met pineappel en ek vertel hom van basmati rys en wat se sous van jou keuse. En ek vertel hom van
heerlike lamb shank, lamskenkel wat vir 12 ure gebak is, dit val van die been af, en ek vertel hom van Niels de Villiers se beestert, nie sy beestert nie, maar die beestert wat hy maak, wat so sag is, en die lekkerste vleis met daai sticky meat, nee, van die gelatine, en ek vertel hierdie honger man van geroosterde aardappel. Marietjie kan chips en aardappel en kapok aardappel alles saam eet. Ja. En ek vertel hom van die heerlikste sjokolade en vanilla mousse, of van tinroof roomys wat by Woolworths gekoop is. Nie met sommer ouma se sjokoladesous nie, maar gesmelte Bawang, wat jy jammer julle. Ek kan hierdie dinge vir jou sê, en dit kan jou mond laat water, maar jy is nie versadig nie. Jy moet kom aansit en eet. En die hongerman moet kom aansit en eet. En so kan ek jou vanoggend vertel van 'n vrugtevolle lewe en 'n vrugtevolle nuwe jaar. En jy gaan nie 'n vrugtevolle lewe hê en 'n vrugtevolle nuwe jaar net deur te hoor daarvan nie. Die Heilige Gees moet in jou kom werk, soos hy met Hudson Taylor gedoen het. Hudson Taylor was 'n sendeling in China in die 1800s. En Hudson Taylor het eendag 'n brief ontvang by 'n vriend in 1869. En in die brief, die man het 'n klomp dinge gesê, maar daar was hierdie een frase wat hy gesien het: eenheid met Jesus. Nou, Hudson Taylor het baie keer in sy lewe gehoor, maar daai dag het iets hom so aangegryp toe hy dit verstaan. Dis of 'n nuwe wêreld vir hom oopgegaan het, of sy verstand oopgegaan het, of sy oë oopgegaan het, of sy hart oopgegaan het. En hy was so bewus van hierdie eenheid met Jesus. Hy het gesmaak en gesien dat die Here goed is. En dit was vir hom so wonderlik, hierdie waarheid wat hy op 'n nuwe manier begryp het. Die volgende jaar toe sy vrou en sy kind dood. En die Here het daai 1869 ervaring, was 'n anker onder hom, of in sy lewe, dit was 'n rots onder hom, om hom te dra deur daai jaar, en die res van sy lewe, het daai les vir hom so rykdom beteken. So dis wat moet gebeur vanoggend, as jy regtig 'n vrugtevolle, nie net nuwe jaar wil hê nie, maar lewe wil hê. As die Here moet so dit in jou kom werk. So vra hom, reg daar waar jy sit, kan jy net saggies tot hom roep en sê: O Gees van die Here, kom werk dit in my, kom wys dit vir my. So kom ons lees ons teks, Johannes 15 vers 1. Jesus praat en hy sê: Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, of vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot uit sy eie nie kan vrug dra nie, as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil. En dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. So, wat is die sleutel tot 'n vrugtevolle nuwe jaar? Die eerste sleutel is: aanvaar God se dissipline. En dis in vers 1 tot 3. Ek gaan net nou vir die tweede sleutel gee. Nou, wanneer vind hierdie storie plaas? Wanneer gee Jesus hierdie lering? Hierdie is die aand voor sy dood. Hy het nou al klaar in Johannes 13 die disippels se voete gewas. Hy het klaar die nagmaal ingestel. Judas het klaar uit die bovertrek uitgegaan, die boonste kamer, trappe af, en toe gaan hy om Jesus te gaan aangee, sodat hulle hom kan arresteer. Jesus het klaar vir Petrus gesê: voor die haan kraai gaan jy met 3 maal verloon. Jy gaan 3 keer sê ek sweer ek ken nie vir Jesus nie.
Jesus het klaar vir hulle gesê, moenie ontsteld wees in julle harte nie. Glo in God, glo ook in my. Ek gaan nou om vir julle 'n plek gereed te maak. Ek gaan terug na my Vader toe. Ek gaan 'n plek gereed kry. As dit gereed is, dan kom haal ek julle en vat ek julle dat julle daar by my kan wees. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy het klaar vir hulle gesê hy gaan die Heilige Gees stuur en die Gees gaan hulle kom leer en herinner aan Jesus se woorde. So daai is alles verby en nou kom hy in Johannes 15. Eintlik moet ek einde Johannes 14 sê, heel einde Johannes 14, laaste versie. Die einde van die laaste vers. Dan sê Jesus, kom ons gaan nou van hier al weg. So hulle gaan toe ook self trappe af uit die boonste vertrek uit van daai huis waar hulle nagmaal gehad het. En nou is hulle op pad na die tuin van Getsemane. Hulle gaan eers daar kom in Johannes 18 vers 1. Gaan hulle oor die spruitjie gaan buite die stad. So Johannes 15, Johannes 16, Johannes 17 is als tussen die bovertrek en die tuin van Getsemane. Hulle is op pad soontoe. Nou ek kan my nou net indink is aand en so hulle is nou op pad en op pad soontoe dink ek baie moontlik loop hulle verby 'n wingerd. Nou jy moenie dink nee man, daar groei mos nie wingerde in stede nie. My oupa het een gehad in die stad in Johannesburg. Hy het so 'n prieel gehad, so 'n trellis. Hy het 'n prieel gehad waar die druiwe gegroei het. Hy het sy kar onder dit parkeer. En so hulle loop baie moontlik verby 'n wingerd en terwyl hulle verbyloop sê Jesus vir hulle: "Sien julle hierdie wingerd? Ek is die ware wingerd." En dan gee hy hierdie hele les wat ons nou gelees het. So dis waar ons is in ons gedeelte. En nou gee Jesus die heel laaste ek is stelling in Johannes. Daar's 7 van hulle in Johannes. Party van hulle sê nou maar ek is die lig, kom meer as een keer voor. Maar as ons hulle nou mooi tel, 7 ek is stellings. Ek is, watter kan julle onthou? Ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, die weg, die waarheid en die lewe, ek is die opstanding van die opstanding en die lewe. Nou het ek een gemis. Ek is die goeie herder. En dan in daai selfde gedeelte, ek sien nie die goeie herder nie, maar wat vir die skape? Ek is die deur vir die skape. En nou kom hy by die heel laaste een. Ek is die ware wingerd of die egte druiwestok soos dit hier sê. En dan is daar daai ek is stellings met vir 'n idee gee wat van Moses. Onthou jy die storie van Moses in die brandende bos? Toe sê God vir Moses by die bos, toe Moses sê wie is hy? Wat is sy naam? Toe sê hy ek is wat ek is. So Jesus sê eintlik ek is daai God. Want in Johannes 8 vers 58 dan sê Jesus voordat Abraham was, is ek wat ek is. Of in Johannes 18 kom arresteer hulle Jesus in die tuin en dan sê Jesus tree hy vorentoe, dan sê hy wie soek julle? Dan sê hulle Jesus van Nasaret en dan sê Jesus ek is. Dan styer hulle agteruit en val op die grond. Want hulle weet wie Jesus is. Hulle besef wat hy sê. So Jesus sê ek is en dan in hierdie vers spesifiek vers 1 ek is die ware wingerd. Nou hoekom sê hy nie net ek is die wingerd nie? Hoekom sê hy die ware wingerd? Is daar dan 'n vals wingerd? Wel in die Ou Testament moes Israel goeie vrug dra vir die Here. In Jesaja 5 en Psalm 80. Toe dra hulle nie goeie vrug nie. Toe die oes kom nadat die landbouer alles gedoen het, die boer het alles gedoen wat hy moet vir hierdie wingerd. Toe bring hulle suurdruiwe voort, slegte vrug, vrug van sonde. En nou kom Jesus en hy sê ek is die regte wingerd. Ek is 'n wingerd wat goeie vrug dra. Enige wingerd, nog 'n rede hoekom hy sê ware wingerd. Enige wingerd in die Kaapse wynlande, daar in Stellenbosch of daar in die Parel of daar in Riebeeck Kasteel. Enige wingerd wat jy sien, is die foto negatief. Jesus is die foto positief. Net soos die huwelik tussen 'n man en 'n vrou, dis net die skadubeeld. Die regte huwelik is Jesus in die kerk. Wingerde in die Kaap, dis net die skadubeeld. Of in Frankryk, die regte wingerd is Jesus. En hy is die wingerd wat goeie vrug voortbring. So hy is die wingerd, wie is die Vader in vers 1? Hy is die landbouer, hy is die boer, hy is die wynboer of die druiweboer. So hy is die landbouer, dis hy wat die grond bewerk, dis hy wat die wingerd plant, dis hy wat dit kultiveer sodat dit goeie vrug sal dra, die beste vrug sal voortbring. Hoe kultiveer hy? Hoe maak hy seker dat hierdie wingerd goeie vrug gaan dra? Vers 2 die antwoord. Wat doen hy? Hy snoei dit. Maar nou waar begin hy met sy snoeiwerk in vers 2? Die eerste wat hy afsny
is die takke wat nie vrug dra nie. Daai lote, daai takkies wat nie vrug dra nie, snoei hy. So ek hou baie van kleurvolle blomme. Ek hou van fyntuin, alhoewel ek dit nie meer doen nie. Maar ek het op 'n tyd vir 'n paar jaar fyntuin gemaak. So mooi blommetjies en kleurvol. Nou het ek probeer altyd sorg daar moet impatiens wees op die stoep. En so impatiens, jy gee hulle baie water en hulle soek lekker koelte, maar nou kry jy ook wat baie son soek. En dan as jy dooie blommetjies sien, dan pluk jy hulle af. En soos dat jy daai dooie blommetjies afpluk, dan blom daai plant net meer. Hy floreer en dis wat gebeur met die wingerd. Soos wat die dooie takke afgesny word, dra hierdie wingerd net beter en beter vrug en meer vrug en goeie vrug. So hy snoei daai takke af en dan snoei hy die goeie takke ook. Die wat wel vrug dra, snoei hy ook. Hy doen dieselfde aksie met al twee. Hy snoei hulle skoon, is letterlik wat die Grieks beteken, dis 'n skoonsny van sonde. Dis 'n wegsny van sonde, van daai dinge wat nie in jou lewe en jou karakter moet wees nie, in jou persoonlikheid moet wees nie. En dan vermeerder die vrug, sê vers 2. Dan dra jy meer vrug en goeie vrug. Okay, so daai is 'n belangrike ding om op te let. Jy het mooi gesien, nê? Hy doen dieselfde aksie met die takke wat nie vrug dra nie en die takke wat klaar vrug dra. Snoei hulle. En wat gebeur met die twee takke? Die een kwyn en die ander een dra meer vrug. So dit beteken, dit is nie waar om te sê, swaar kry bring ons nader aan die Here nie. Al twee takke word gesnoei. Die een dra nie vrug nie. Selfs na hy gesnoei is, die ander een wel. So wat is dit dan wat jou laat vrug dra? As dit nie swaar kry is nie, as dit nie dissipline is, digtiging, snoeiwerk nie. Ek ken 'n man wat, hy's nou al oorlede, 10 jaar gelede hierdie jaar, maar daai man het kanker gekry. En hy het nie nader aan die Here gekom nie. Hy het kwaader vir die Here geword. En al hoe kwaader en kwaader en kwaader. En wou niks met die Here te doen en dieselfde mense met hom praat. Sy moenie met my oor daai goed praat nie. So sien jy, sy het swaar kry om met hom nie nader aan die Here gebring nie. So wat is dit dan wat die vrug produseer as dit nie die snoeimes is nie? Dis maklik, julle. Wat produseer die vrug? Die wingerd. Jy moet een wees met die wingerd. Organies deel wees van die wingerd. Dis die wingerd se lewe in jou wat maak dat jy of vrug dra aan die een kant of daai lewe van die wingerds nie in jou nie. Dan gaan jy nie vrug dra nie, maak nie saak hoe swaar jy kry nie, hoeveel snoeiwerk daar is nie. So as jy regtig een is met die wingerd en die wingerd se lewenssap vloei deur jou, dan gaan snoeiwerk jou laat vrug dra. Dan gaan tigtiging en swaar kry in jou lewe maak dat jy meer vrug dra. Hebreërs 12 vers 11. Want op die oomblik lyk elke saak van tigtiging of elke tigtiging na 'n saak van pyn eerder as van blydskap. Maar later lewer dit die vredevolle vrug van geregtigheid. Hoor jy daai woord, vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. En ek wil vir jou sê, dis seker waar van jou, maar dit is waar van my. Ons hou nie van tigtiging nie. Ons skram weg, ek wil nie swaar kry nie. Ons wil baie keer net daai moeilike tyd uit ons lewe hê. En daai swaar kry en ons maak selfs planne om dit weg te kry. En dan dink ons selfs, ons gaan 'n stap verder, ons dink selfs die Here het ons verlaat. Want dit gaan swaar in my lewe. Wat is die waarheid? Waar is die boer wanneer hy snoei? Hy is die heel naaste aan die wingerd. Hy is nooit nader aan die wingerd as wanneer hy snoei nie. Hy loop nie net tussen daar in die prieel of tussen die rye nie. Hy vat aan die takke. Hy kom reg daar tot by daai spesifieke tak en hy weet wat hy wil bereik en hy sny skoon. En dis eina, dis seer wanneer die Here daai dinge in ons lewe doen, maar hy is besig met jou. Hy het jou nie gelos nie. Hy is intiem besig in jou lewe. En dan snoei hy ook, nie net deur dissipline in terme van swaar kry nie, maar dissipline in 'n ander manier, en dis in vers 3. Julle is alreeds skoon, sê hy. So het jy gesien vers 2, hy snoei hom skoon, vers 3, julle is klaar skoon. Julle is klaar skoon gesnoei, hoe? Deur die woord wat ek met tot julle gespreek het. So Jesus sê hierso, hy dissiplineer jou ook deur sy woord. Hy praat met jou. So wanneer jy die prediking van die woord hoor, dan wys die Here dinge in jou lewe wat nie goed is nie.
wat hy wil uit hê. En hy wys vir jou wat goed is. En hy wys vir jou die oplossing, gaan na Jesus toe. Vat daai sonde na Jesus toe, dat hy dit kan verwyder, dat hy dit kan skoonwas. Efesiërs 5 vers 26 gebruik dieselfde taal waar Paulus praat van 'n man en vrou wat getroud is. Dan sê hy, dis maar net 'n prentjie van Jesus in die kerk. Ons is die bruid van Christus, die kerk. En dan wat hy doen is, hy was ons, Efesiërs 5:26, met die waterbad van die woord. As asof jy's 'n kleuter, jy het nou 'n paar van die kinders, hy vat vir, kom ons sê Malan, klein Malan, nie groot Malan nie. Hy vat vir klein Malan en hy tel hom in die bad, en die bad is sy woord, en hy was hom. En so vat hy sy kinders, Christene, hy vat gelowiges, en hy vat jou in die woord, en hy wys die sonde uit, en hy wys waar dinge nie reg is nie, en hy wys vir jou wat hy van jou wil hê, en hy wys jou na Jesus toe die oplossing, en so was hy jou skoon, deur sy woord. Hoe sal 'n jong mens sy lewe suiwer hou, skoon hou? Deur dit te hou aan die woord. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Jy sien mos in hoofstuk 13, hoe Jesus die disippels se voete was, nee. Dan sê Petrus, nee Jesus, U gaan nie my voete was nie. Jesus sê, as ek jou voete was, jy deel aan my nie. Here, was dan sommer my hele lyf. Dan sê hy, nee Petrus, jy het mos klaar gebad, jy het klaar gestort. Maar jou voete word vuil, want jy loop in sandale op stofpaaie. En so jy's klaar gewas, as jy wedergebore is, as jy tot bekering gekom het, jy's klaar gewas. Jy's klaar gered, jou sondes is vergewe, maar jou voete word nog vuil. So jy sondig nog daagliks, jy moet gereeld kom en dit bely, maar daar's voorsiening gemaak deur Jesus se kruis. Genoeg vir al jou sonde. So bring dit na hom toe, dat hy jou skoon was. So wil jy vrug dra in 2026? Wil jy vrug dra as 'n Christen? Regtig goeie vrug dra. Dan wil ek jou aanmoedig vandag. Ek gaan 'n toepassing gee vir die ou mense, maar dit geld vir almal. Maar kan ek veral met die ou mense praat? Moenie verslap soos wat jy ouer raak nie. En kyk, ons is nou in 'n nuwe jaar, so almal is nou ouer. Maar vir al die ou mense, gaan nou vir jou wys hoe om met die ou mense praat. Moenie verslap soos wat jy ouer raak nie. Ek het al gebid en vir die Here gevra, Here, ek wil soos oom Andries wees wanneer ek oud is. Oom Andries is nou al in die hemel. Ek wil soos oom Andries wees. Want hoe ouer oom Andries geword het, hoe meer het hy in die woord ingegaan. Hoe meer tyd het hy in die woord spandeer. Hoe meer getrou was hy. Toe ek by hierdie gemeente kom, klomp jaar gelede, toe was oom Andries net elke Sondagoggend op sy plek in die bank gesit, gewag vir die diens om te begin, na die diens uitgeloop en sy kar geklim huis toe gegaan. Maar hoe ouer hy geword het, hoe meer toegewy het hy geraak. En gesê, ek wil nou nie net by 'n oggend wees nie, sal nie 'n middagdiens ook nie, ek wil daar wees, sal nie 'n bidtuur ook nie, ek wil daar wees, sal nie 'n Bybelstudie nie, en hy wou meer en meer in die woord wees. Die woord wat ons kan skoonmaak, dat ons meer vrug kan dra. En dan het ek al ou mense gesien, Christene. Ek gedink, Here, ek wil nie so wees as ek oud is nie. Want hulle het al slapper geraak soos hulle oud. Toe hulle jonk was hulle ywerig, vurig, toegewy in die woord. En hulle het ouer geraak. En hulle het minder en minder, as ek in Engels kan sê, committed geraak. Hulle het net begin verslap. Vroeër jare was hulle, alles wat hulle kon indrink van die woord het hulle. Want hulle die Bybel begin afskeep, sit nie meer onder die prediking van die woord nie, net one slip one. Ek praat nie van mense wat sieklik is nie. Dis 'n ander saak. Hulle kan nie wees nie, hulle wil. Ek praat van mense wat wil. En hulle sê, ek kan nie in die kerk wees nie, maar jy sien hulle maandag in Pick n Pay. Ek kan nie daarvoor val nie. Hier is hoekom ek met die ou mense praat. Ek dink die ou mense is die voorbeeld vir die jonges, om te wys, hier is hoe jy die Here dien end uit. En asseblief, ek wil nie die teiken mis nie, ek het dit regtig vanoggend in my stilte tyd gebid. Here, asseblief, help my daai oorsensitiewe gewetens, wat regtig sieklik is en nie kan wees en voel hulle skuldig. Praat nie van hulle nie. Psalm 92 vers 13. Regverdiges, soos palmbome skiet hulle op, soos seders op die Libanon groei hulle hoog. Hulle is geplant in die huis van die Here. Dis hoekom hulle vrug dra, want hulle is hier, hulle wil onder God se woord wees. Hulle is geplant in die huis van die Here, in die voorhoewe van ons God blom hulle. In die gryse ouderdom gedei hulle nog steeds. Hulle is weelderig en blaarryk. Een vertaling sê, in old age they bear fruit, they still bear fruit, sê die ESV, sodat hulle kan verkondig, regverdig is die Here my rots, daar's geen ongeregtigheid by hom nie.
Dis die eerste sleutel tot 'n vrugtevolle nuwe jaar, is aanvaar God se dissipline. Die tweede sleutel, as jy vrugtevol wil wees, is bly in Jesus en hy in jou. En dis in vers 4 tot 8. Nou, ek was op skool saam met 'n jong ou, en toe ons op skool was, hy's 3 jaar jonger as ek, hy was saam met my suster, selfde standaard grade vandag. En daai ou het nie in die Here geglo nie, en hy was 'n slegte ou gewees. En omtrent 2 jaar gelede, toe sê hy wil sy lewe verander, paar jaar gelede. En hy het begin lees en ernstig bestudeer die lewe van Jesus. En gesê, ek wil nou al hoe meer Jesus se lewe begin naboots. Ek wil kyk hoe Jesus gelewe en dan gaan ek ook so begin lewe. Ek gaan nie meer die slegte goed doen nie. Jy gaan misluk as jy dit doen. Hoekom? Want jy begin by die vrug in plaas van om by die wortels te begin. Jy dink ek moet nou die goeie vrugte begin dra. Ek moet nou reg begin lewe. Jy kan net sowel 'n boks druiwe by Food Lovers of by Woolies gaan koop en dit gaan plak aan jou wingerd met gom. Gaan vasgom. Dit gaan nie hou nie, dit werk nie so nie. Die wortels moet goed wees, voordat die vrugte kan goed wees. Nie kyk na Jesus se lewe, kom ek probeer ook so leef nie. Gaan nie werk nie. Jesus sê vir jou hoe jy goeie vrug kan dra. Vers 4. Bly in my en ek in julle. Kyk wat sê die teks, vers 4. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot uit sy eie nie kan vrug dra as nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok. Julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As jy buite Jesus is, lê jy soos 'n dooie tak eenkant. Jy kan maar doen wat Nicole gedoen het, my Nicole. Hy's nou nog 'n Nicole. Maar jy kan doen wat Nicole gedoen het. Toe sy 2 jaar oud was, sy omtrent 2. Toe gaan ek en Deidre een maandag is my dag af, en ons gaan winkel toe, en Deidre gaan 'n Mr. Price Home in, en sy kyk goedjies wat sy vir die huis wil koop, en daar sien ek so kunsvrugte. 'n Kunsappel en 'n kunspeer en 'n kunspiesang en 'n nagemaakte druiwe, en ek sê vir Nicole, hierso Nicole, gee vir haar die kunspeer, en sy gaan sê, ek sê nee, toe moes ek nou die goed betaal. Toe byt sy in die ding in, so tandmerke. 2-jarige tande. Ja, soos as jy nie in Jesus is deur geloof, heel eerste, nie kyk hoe Jesus gelewe het, kom ek probeer nie. Heel eerste glo in Christus. Heel eerste wees geheg aan hom, verbind aan hom deur geloof, deur vertroue, deur jou hele lewe aan hom toe te vertrou. En as jy dit nie doen nie, dan sê jy so, dan's jou goeie werke wat jy vir Jesus probeer, dit is so nutteloos en sinneloos soos daai kunsvrugte. Dit beteken niks, dit is nie eg nie. Gaan plak dit in jou boom, jy kan niks daarmee maak nie. Beteken nie iets nie. Geen ewigheidswaarde nie. Kyk wat sê vers 5 aan die einde. Sonder my kan julle niks doen nie. Jy kan maar probeer so hard jy wil om soos Jesus te leef, jy sal dit nie reg kry sonder hom nie. Jy moet eers in hom glo. Eers jou vertroue in hom kom stel. So waar begin egte vrugte? Waar begin regte vrugte? Dit begin by bly in my en ek in jou, vers 4 en 5 sê dit. Uit my is julle vrugte, sê Hosea 14 vers 9. Die laaste deeltjie van die vers. Die Engelse Bybel het vers 8. 1 Korintiërs 1 vers 30. Christus is nie net jou verlossing en regverdiging nie, hy is jou heiligmaking. As jy geestelik wil groei, Christus is daai groei. Jou groei is in hom. Romeine 6 sê, ons is in Christus se dood. Hoor al hierdie tekste, in hom, in sy dood gedoop. Net soos ons in Christus se dood gedoop is, soos ons opgewek in 'n nuwe lewe. En die waterdoop prent dit vir jou uit. Om te sê, ek saam met hom begrawe, ek staan op in 'n nuwe lewe. En as jy dit deur geloof doen, dan gebeur iets in jou siel. Want daar's 'n aanroep van die Here. Jy's in Christus. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek deur geloof in die Seun van God, in die Seun van God, wat my liefgehad het en my homself vir my oorgegee het. Hy wat in Christus glo is een gees met hom. 1 Korintiërs 6 vers 17. En sy gees woon in jou, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19.
Het julle in die Nuwe Testament al gelees daai frase, in Christus, in Christus, in Christus. In hom is ons uitverkies, in hom is ons verlos, in hom is ons vergewe, in hom is ons verseël met die Heilige Gees, sê Efesiërs 1 vir ons. So dis in hom wat jy goeie vrug kan dra. Dis hoekom die vrug van die Gees genoem word. In Galasiërs hoofstuk 5. Liefde en blydskap en vrede en so aan. So het jy opgelet uit al daai tekste wat ek nou genoem het. Dis nie jy wat die vrug produseer nie. Dis hy. Die enigste opdrag in hierdie verse wat vir jou gegee word is, bly in my en ek in jou. Dis al opdrag. Hy sê nie vir jou, jy moet jou beste probeer om goeie vrug te dra nie. Hy sê net vir jou, bly net in my. Kom bly net in my. En dan sal jy goeie vrug dra. Jy sal geen goeie vrug dra sonder dit nie. Want sonder my kan jy niks doen nie, jy is nutteloos sonder dit. En wat doen die Here met nuttelose takke in vers 6? Hy sny dit af, hark dit bymekaar, hark dit op 'n hoop, steek dit aan die brand. Dis wat Johannes die Doper en wat ek vir die kinders vertel het in die kinderstorie. Wat Johannes die Doper gesê het, is dat hy gaan kom, hy gaan daai byl as klaar teen die boom se wortels, as jy nie goeie vrug dra nie, hy kap hom af, hy gooi daai boom in die vuur. Hy gooi daai takke in die vuur. Die vuur wat nie geblus kan word nie, sê hy. Nou, beteken dit, jy kan jou redding verloor. Is dit wat Jesus probeer sê? So interessant iets. My professor, toe ek studeer het, my Griekse prof het dit gesê. Hy het gesê, dis wat hierdie vers beteken. Jy kan jou redding verloor. En toe vertel hy ons van 'n vriend in die weermag, en hy sê, hierdie vriend, hy sê, daai ou was regtig 'n Christen. En toe het hy heeltemal van die pad af geword, sy vrou gelos, ateïs geword. En so ek sê, ek dink nie dis wat Jesus sê nie. Ek dink nie Jesus sê, jy kan jou redding verloor nie. Hy dan in Johannes, dan is te weerspreek hy homself. Hy dan in Johannes 6 gesê, vers 37, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Hy dan in Johannes 10 gesê, dat ons is in sy hand en niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Die Vader wat ons aan hom gegee het, is groter as almal, niemand kan ons uit die hand van die Vader ruk nie. So ek dink nie Jesus sê, jy kan jou redding verloor nie. Ek dink wat hy bedoel, is wat gebeur het 2 hoofstukke vroeër. Wie was een van die disippels wat weg is, wat uitgegaan het om Jesus te gaan verraai? Dis 'n man met die naam van Judas. En Jesus het van die begin af gesê in Johannes 6 vers 70 en 71, een van julle is 'n duiwel. Jesus het in Johannes 13 gesê, in vers 18, toe hy hulle voete was, toe sê hy, julle is skoon, maar ek sê dit nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word, die een wat my brood geëet het, sy hakskeen teen my gelig. En in vers 30 sien ons hoe Judas uitgaan, en hy verlaat die groep. So ek het 'n idee, as ek dit lees, Judas was soos 'n klim op. Weet jy wat 'n klim op? In Engels ivy. Weet jy wat's ivy? Dis 'n plant wat so rank, en hy klim teen 'n boom op. Kom ons sê 'n ivy klim teen 'n appelboom op, gaan hy appels dra. Maar hy is dan deel van hierdie boom. Ja, hy is uiterlik deel, hy is uiterlik vasgeheg, hy is nie organies deel nie. Judas het saam met die groep geloop, en jy kry vandag nog sulke mense. Daar's mense, hulle is uiterlik deel van Jesus, hulle assosieer hulle self, hulle vereenselwig hulle self met Jesus, hulle is op 'n leierrol ergens by 'n gemeente, hulle lewe het nie verander nie. Hulle lewe lyk net soos die ongelowiges by hulle werk. Daar's mense wat op 'n leierrol is ergens, en hulle het geen belangstelling om by God se mense te wees nie. Hulle het geen belangstelling om week na week onder sy woord te kom sit, en dit in te drink, en fellowship te hê met ander gelowiges, en Jesus se dood te herdenk gereeld, want hulle begeer 'n verhouding met Christus nie. Ons het op 'n leierrol. Daar's 'n baie groot gemeente, en toe dit te groot geraak die gemeente, toe moes hulle 'n nuwe gebou oprig. En by die eerste diens van daai gemeente met hulle nuwe gebou, was al 8000 mense. En almal sê, "Wow, 8000 mense." Daai gemeente het 17000 lidmate. Waar's die ander 9000 wat sê ons stel nie belang om te wees nie? Daar's baie sulke gemeentes.
groot leierrol. Ek het julle al vertel van die vrou wat vir my vra, het julle nog aanddienste? Ek sê ja. Sy sê, hoe baie kom op daai stadium was ons omtrent 30 of 40 in 'n aanddiens. Ons is nou 'n bietjie meer en sy sê, "Sjoe, dis baie." Ek sê, "Julle tannie, want ek weet dis 'n groot gemeente. Dis 1000 lidmate, daar's 12 mense by 'n aanddiens. Waar is al daai ander mense? Waar is hulle begeerte? Hulle sukkel om 100 te kry in 'n oggenddiens, 1000 lidmate." Dis waarvan Jesus praat. Dis daai takke, hulle is uiterlik geheg, maar hulle is nie organies geheg nie. Hulle het nie die lewe van Christus in hulle nie. As jy regte vrug wil dra, moet jy voortdurend vers 7 doen. As julle in my bly en my woorde bly in julle. Daai woord van Christus moet in jou bly. Jy bly in hom deur geloof. Jy bly in Christus deur gebed. Jy het 'n verhouding met hom en hy bly in jou deur daai woord. Dis 'n woord wat jy in jou hart bære. En dan dra jy goeie vrug. Is dit nie wat die psalmskrywer gesê het nie? Daai man wat geseënd is wat die wet van die Here, die woord van die Here dag en nag oordink. Hoe is hy? Hoe word hy beskryf? Ja, soos 'n boom wat geplant is langs waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd. Waarvan die blare nie verlep nie, maar in alles wat hy doen, is hy voorspoedig. En wat gaan die gevolg wees as jy so in Christus bly en sy woorde bly in jou? Wat is die gevolg in vers 7? Jy vra net wat jy wil hê en jy sal dit verkry. Jy kan, nou dit beteken nie jy doen wat Kenneth Copeland gedoen het nie. Kenneth Copeland, 'n groot prosperity prediker, die rykste prediker in Amerika, amper $1 biljoen sterk. En Kenneth Copeland het verlede jaar by 'n konferensie gepreek. En toe brag hy, toe roem hy oor hoe Jesus hom geseën het met 'n Bentley en met 'n Breitling oorlosie in die Bentley. Die Breitling oorlosie kos duurder as die meeste karre, $230,000. Die oorlosie, daar's die egte diamante in. En toe brag hy daaroor, en dit was eintlik 'n siek besigheid, want dit was 'n sterwende man, 'n man wat besig was om dood te gaan aan kanker. En toe wil hy so graag gesond word, en hy het nou hierdie leringe gehoor en gedink as hy sy Bentley vir Kenneth Copeland gee, dan sal Kenneth Copeland hom genees. En Kenneth, hulle preek het mos so, stuur net jou geld vir ons en jy gaan 'n blessing ontvang, 'n wonderwerk. En die man is dood. En na hy dood is, toe brag Kenneth Copeland oor hoe Jesus, thank you Jesus for my Bentley. Dis nie wat Jesus hier bedoel nie. Vra net wat jy wil en jy sal dit kry in vers 7. Jesus kwalifiseer wat hy bedoel. Hy sê vir jou, as julle in my bly en my woorde in julle, wat gaan jy vra as Christus se woorde jou hart vul? Wat die hart van volders loop die mond van oor. Jy gaan die woord begin bid. Jy gaan, wat hy sê is, enige belofte kan jy vra asof jy Jesus self is. Jy kan enige belofte vra en dit sal vir jou gegee word. En daar's hordes van hulle in die Bybel. Hordes beloftes wat jy kan bring en sê, Here, u woord sê. En jy kan dit van hom vra, want al God se beloftes is ja in Christus. En daarom voeg ons amen by, om te sê dit sal so wees, tot eer van God, 2 Korintiërs 1 vers 20. So dis wat Jesus sê. En wat gaan dan gebeur? Wat gaan die effek wees as jy so begin bid? Vers 8 sê vir jou wat die effek gaan wees. Die Vader gaan verheerlik wees, want jy dra nou nog meer vrug. Die vrug vermeerder. En hoekom word die Vader verheerlik? As jy baie vrug dra, want dit wys, hy is 'n goeie boer. Hy het presies reg gesnoei. Hy's 'n goeie landbouer. En jy dra meer vrug. En die Vader gaan verheerlik word, want hoe meer vrug jy dra, hoe meer lyk jy soos Jesus. En jou lewe begin verander. Want hy sê mos in vers 8, hy sê, hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra, en so wys dat julle my disippels is. Dis die regte disipel. Filippense 1 vers 11. Bid Paulus, dat hulle vol mag wees van die vrug van geregtigheid, wat kom deur Jesus Christus, tot lof en eer van God. En dis presies wat vers 8 sê, die Vader sal geëer word, as jy so vrug dra, en wys jy's 'n disipel van Jesus. Dis tog hoe jy weet, jy's 'n regte disipel. Jy dra baie vrug. En dis die regte disipel,
vir daai regte disipel, Jesus is nie 'n randsaak nie. Jesus is alles. Soos Hudson Taylor gesê het, daai sendeling na China. Jesus is die grond, Jesus is die lig, Jesus is die sonskyn, Jesus is die reën, Jesus is die stam van die wingerd, Jesus is die takke, Jesus is die takkies, Jesus is die blare, Jesus is die vrugte, hy is die hele wingerd, jy is net in hom. Jy is een met hom. Hy's alles. Jesus is jou alles, jou hele lewe, nie net 2026 nie. Jou hele lewe is in hom. Kom ons bid saam. Ons Vader, eer en lof en aanbidding kom U toe. U is 'n goeie landbouer. Here, baie van die mense in hierdie gemeente, dit was seer verlede jaar. Al die snoeiwerk. En ons het gewens U wil ophou. Maar ons is nie wyser as U nie. U weet presies hoe om ons skoon te snoei. En ons weet, elke keer as ons gesnoei word, is nie 'n noodwendige 'n tigtiging vir een of ander sonde nie. Maar U is besig om ons te vorm na die beeld van U seun. En Here, U is ons. Ons wil onsself opnuut aan U wy vandag. En sê, na daai snoeiwerk, wil U asseblief baie vrug en goeie vrug voortbring, sodat die Vader verheerlik kan word, en sodat ons lewe soos Jesus kan lyk, en sodat hy geprys kan word. Dat ons vol mag wees van die lewenssap van die wingerd, van die Heilige Gees, die lewe van die wingerd in ons, tot eer van U naam. Amen.